Nou gaan ek weer welkom sê aan al die mense wat op die video inskakel. Ons het sopas Moedersdag op 'n besonderse wyse gevier. Ons musiekbediening het vir ons 'n lied gesing wat jy apart van hierdie video ook op ons Facebookblad sal kry. Om dankie te sê vir die ma's, die mans en die kinders het hulle hande op hulle ma's se koppe gesit en hulle geseën en vir hulle gebid, en ek wil vir jou vra wat op die video inskakel om dieselfde te doen. Selfs al kyk jy die video ergens in die week en Moedersdag is al verby. Gaan doen dit. Want miskien is hierdie die laaste Moedersdag. Ons weet nie. Net God weet. So vandag sit ons boodskapreeks voort en maak ons hom klaar rondom die boek Habakuk. En vanoggend se tema is hoop in die donker, en ek wil dankie sê vir die boodskappe wat ons gekry het sedert die eerste twee die boodskappe wat ek gekry het op WhatsApp en op Facebook oor die eerste twee boodskappe in hierdie reeks, en dankie dat jy vir my dankie sê, maar sê ook vir die Here dankie, want hierdie boek Habakuk is so diep, en mens kan een keer 'n jaar daai preek en nooit tot by die eindes en tot by die dieptes daarvan kom nie. Want dit is so eg aan mens wees, so deel van die lewe wat ek en jy leef elke dag, van hierdie ambivalensie, hierdie tweekantigheid, hierdie twee kante van 'n munt van die lewe, van goed en sleg, van donker en lig. En dis iets waaroor hierdie boek so onbeskryflik eerlik is. Nou ek weet nie van julle nie, almal in ons lewe het 'n Debbie Downer. Ken julle 'n Debbie Downer? Jy kop seer, sy het migraine. Jy het jou toon gestamp, haar voet is af. Nee. Jy sê die son skyn, sy sê nee man, nou gaan dit reën. Jy sê dit geluk met haar kind, dan sê sy ja, maar dit was net tweede plek. Nee, altyd die negatief, altyd. Die baas gee vir haar 'n verhoging, dan sê sy, dankie maar nee, dankie. Nou gaan die ontvanger weer die helfte daarvan vat. Hulle hou net aan om so negatief te wees. En ou negatiewe Nico, okay, as jy Debbie of Nico hier is, ek praat nie van jou. Okay. Maar ons almal ken sulke mense wat jou net, jy wil net jou pols afsny. Hoe gaan hierdie ding self aan? Like dit. So die boek Habakuk is eerlik oor mens wees. Sê nie net die negatief nie. In die eerste hoofstuk begin hy baie negatief. Hy begin erg negatief. Hy begin met hierdie ding van, maar die lewe is onregverdig en moeilik om te verstaan, en die lewe is stikkend en hard en seer. En al hierdie goed gebeur in die boek Habakuk, as jy nie in die eerste twee boodskappe hier was nie, is speel af in die tyd wat Israel in ballingskap is in Babylonië, en dis weggevoer, en dis dieselfde tyd met Daniel in die leeukuil en al daai goeters wat afspeel, waar Israel weer vir die hoeveelste keer in hulle geskiedenis die slawe is van 'n ander volk, deur 'n ander volk onderdruk moet word. Hulle voel soos vreemdelinge, hulle voel asof die regering wat hulle oor hulle het, nie die regering is wat hulle sou kies nie, ensovoorts. En dis hoekom dit so ongelooflik tydloos is. Want ons kan so voel in ons land nou, en in Amerika is al mense wat so voel, en ander wat nie so voel nie, en my PowerPoint het 'n lewe van sy eie vandag, ek het nie aan hom geraak nie. Hy wil ek moet vinniger preek. Ek weet nie wat hier aangaan nie, hy plei self. Ek gaan hom moet stop op 'n stadium dat ek net kan bykom. So, in hierdie boek Habakuk, kry ons hierdie eerste hoofstuk wat sê, maar ek het 'n geloofskrisis. Ek sien hierdie stikkend, en waar is God? Waar is God? In die tweede hoofstuk kom die Here en hy sê tog. Ek gaan hom net daar los. In die tweede hoofstuk kom Habakuk en hy kom tot die insig dat die Here sê, maar wag net 'n bietjie. Luister as ek praat. Skryf neer wat ek vir jou sê, en dan moet jy wag, want dit wat jy nodig het, die uitkoms wat jy voorsoek, die uitkoms wat jy voorwag, dit sal ek vir jou gee op die regte tyd. Wanneer die tyd reg is, dan sal ek, God, myself aan jou openbaar. En dan gebeur Habakuk 3. Nou as jy die Nuwe Lewende Vertaling lees, dan gaan jy hierdie volgende kry, en as jy die ouer vertalings lees, wil ek vir iets anders wys. Hy begin in Habakuk 3 vers 1 met hierdie woorde, hierdie is 'n gebed van Habakuk, die profeet, 'n lied, en dan is daar 'n sterretjie by in die Nuwe Lewende Vertaling, en daai sterretjie sê, in die grondteks is daar 'n aanduiding van 'n musikale toonsetting vir die psalm. Nou ek gaan dit probeer reg uitspreek,
Daai musikale toonsetting het die Hebreërs genoem 'n sigionot, né? Nie 'n kidionot nie, 'n sigionot, né? Nou sigionot is 'n ons sal vandag praat van rap. Dis so 'n semi-ritmiese, opgewonde manier om 'n lied te sê. En ongelukkig in van die vertalings het hulle gesê 'n klaaglied. En dis nie heeltemal die waarheid nie. 'n sigionot is 'n lied met twee kante. Dis 'n lied wat sê daar's sleg en daar's goed, maar die goed wen. Dis hierdie ritmiese gepols van 'n basspeaker wat sê die Here kom, die Here kom, die Here kom. Wag net 'n rukkie, die Here kom. So vanoggend wil die Here vir my en vir jou kom sê en kom help oor hoe kry ek hoop in die donker? Jy het nou daai geloofskrisis van hoofstuk 1, het jy ervaar en ervaar jy tans. Jy voel maar waar is God as al hierdie dinge skeef gaan? Waar is God as iemand wat ek liefhet doodgaan? Waar is God wanneer my huwelik opbreek? Waar is God wanneer my kinders siek is of ek siek is? Waar is God wanneer die dokter daai groot K-woord oor my uitspreek en duisende rande se mediese kostes gebeur? Waar is God wanneer ek sukkel om swanger te word? Waar is God wanneer my kind geboelie word by die skool? Waar is God as ek my werk verloor? Waar is God as my geld in die middel van die maand nie genoeg is nie? Waar is God as ek nie my target maak by die werk nie? Waar is God as my boerdery swaar kry? En so aan, en so aan, en so aan. Jy daai geloofskrisis en jy wonder, is God regtig daar? En dan kyk jy na ander mense en jy sien maar, dit gaan goed met mense wat lyk of hulle baie ver van God afleef, en hoekom gaan dit so met jou? En dan gooi jou vuiste in die lug, en dan kom die Here en dan sê hy, in Habakuk 2, wag net 'n bietjie, raak net 'n bietjie stil, tree 'n bietjie terug, wag, luister, skryf neer, ek sal uitkoms gee. En dan in hoofstuk 3, dan kom hy, dan gee hy vir ons twee goed wat ek en jy kan aan vashou, om hoop te kry in die donker. En dit begin in die hoofstuk 3 vers 2, waar die skrywer van Habakuk skryf, hy sê, o Here, ek het gehoor wat van u vertel word. Dis amazing. Habakuk is in ballingskap. So die goed wat God gedoen het, wat goed was, wat amazing was, leef in die geheue van sy ouers, en van hulle ouers. Habakuk sê, ek het gehoor, Here, u is die God van die skepping. Ek het gehoor, u is die een wat die see geskei het en die volk het deurgeloop. Here, ek het gehoor, u het water uit 'n klip laat kom. Here, ek het gehoor van die 10 plaae. Here, ek het hierdie ding gehoor, ek het daai ding gehoor. Hy sê, Here, ek het gehoor, en ek is in verwondering oor alles wat u gedoen het. Doen in ons tyd ook hierdie dinge wat u in die verlede gedoen het. Moenie vergeet om genadig te wees nie. God, u is die heilige. U beweeg oor die woestyne. U groot heerlikheid vul die hemelruim, die aarde is vol van die lof. Helder ligstrale flits uit die hand. So, die eerste ding wat die Here kom gee vir my en vir jou is 'n tool, as iets om ons te lig uit hierdie donker gat waarin ons is. En dis die een ding wat 'n klomp mense die afgelope week vir my boodskap gestuur het en gesê het, Johan, ek is daar. Ek's in daai gat. Laasweek het ek gesê, as jy in daai gat is en jy slaan rock bottom, wat gebeur by rock bottom? Jy ontmoet die rots. En dis my gebed vir jou, dat jy daar in daai gat rock bottom slaan, en dat jy die rots ontmoet. En die oomblik wat jy die rots ontmoet, mag hy doen wat hierdie eerste paar verse van Habakuk 3 sê, mag hy jou herinner aan sy goedheid. Jy is nie dalk nou op 'n goeie plek nie. Jou lewe lyk nie soos jy wil hê hy moet wees nie. Jou omstandighede is nie wat jy wil hê dit moet wees nie. Dit kan beter. Ons hele tema vir die jaar van jy is gemaak vir meer, skree jy uit, roep jy uit, Here, ek soek meer as hierdie. En die Here sê, ek hoor jou. En die Here sê nie, die Here is nie afwesig nie. Vanoggend wil die Here vir jou kom sê, dink net 'n bietjie terug. Dink terug aan al die kere wat God jou gehelp het.
Daai keer wat jy nie vir die wiskunde toets geleer het nie en hom in elk geval deurgekom het. Daai keer wat iemand jou vergewe het, wat jy nie die vergifnis verdien het nie. Daai keer wat jy siek geword het en jy het gedink jy gaan by die dood omdraai en jy het. En God het jou lewe vir jou teruggegee. Daai keer wat iemand wat jy lief het 'n hartaanval gehad het en jy het gedink dis die einde van die einde en nou leef die persoon nog steeds en so kan ek aangaan en aangaan. God se genade is groot. 1994 het ons gedink is die einde van ons van Suid-Afrika. Die jaar 2000 het ons gedink is die einde van Suid-Afrika. Elke verkiesing gaan koop die mense 'n klomp goed en sit dit in die kaste en ons dink nou is dit die einde, nou is dit die einde. Dis die einde as God sê dis die einde. En as dit sy einde is, gaan hy in elk geval kom haal, dan kan jy maar die kos los, ekstra kos los in die kas. Die hemel het genoeg kos. Ek en jy moet vashou. Ons moet onthou wat dit is wat God in die verlede vir ons kom doen het. Ek en jy moet dit onthou. En dis waarvan die eerste 15 verse van Habakuk sing, oor die grootheid van God, van Habakuk 3. Oor God wat net hierdie ongelooflike, gelooflike, fenominale, almagtige, alwetende, alomteenwoordige God is. Wie se grootheid verkondig word dwars deur die skepping. Onthou dit. En as jy daar in jou gat is en in daai donker gat is en jy onthou God se grootheid en sy liefde en sy sorg in die verlede, dan gaan jy sien hoe die lig begin deurbreek. Jy gaan begin hoop kry, selfs in jou hopeloosheid, want jy gaan besef, daar was tye in die verlede, wat ek ook in so gat was, en God het my uitgehelp, en God het op sy tyd my deurgedra, en uitgelig. Nou is weer een van daai tye, soos ons nou gesing het, die God wat ek en jy aanbid, is die God van die bergtoppe, maar hy is ook die God van die valleie. Hy is die God van grafte, en hy is die God wat mense laat opstaan. Hy is die een wat lewe bring uit dooie bene. Willis, mag ek daai getuienis vertel? Mag ek maar? Ek hoop ek onthou dit reg. Die lank en die kort is by die laerskool is daar 'n seun. Hy is by die laerskool. Wat 'n jaar terug 'n ernstige krisis beleef het in hulle gesin en hulle familie. En omtrent 'n jaar later, toe val hy in die swembad, nou so onlangs. En hy's onder die water vir langer as wat moet wees. Hulle vermoed by die 8 minute en haal hom uit die water uit en hulle doen allerlei dinge en jaag hom by die kliniek toe en hy haal asem, maar daar's nie, weet die, hoe sê hulle, die ligte is aan, maar niemand by die huis nie. En dan dokter sê, nee, is verby. Kry hom in Pretoria, jaag hom daar deur, doen alles, probeer, stoei, whatever. Pa staan langs die bed, besluit om net draai te gaan loop, dalk iets te gaan kry by die vending machine. Van die dokters en die nurses het klaar gesê, it's over. Vegetable. En toe die pa terugkom, toe staan die seun op die bed en dans. Geen skade oor nie. Niks nie. Het ek het reg vertel. Dis die God wat ek en jy aanbid. En ek en jy weet nie wanneer die oomblik is, wanneer daai verandering gaan gebeur in die gat waarin jy tans is nie. Maar tot dan moet jy die tweede gedeelte doen, wat Habakuk 3 van praat. Ek weet nie of jy in kinderkraans dit gesing het nie, dit is een van die, ek het die hele internet gaan soek vir 'n mooi weergawe van die liedjie, maar hy's trekkerig en treurig en dit klink of jy wil selfmoord pleeg. Al sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen dryfwaar nie. Ek het so gehoop, iemand het 'n opgewonde weergawe daarvan gesing. Maar almal wat hom sing op die internet is, sorry. Daai boom gaan nooit weer bloeisels dra. En daai beeste gaan altyd uit die kraal uitwees. Sien, sorry, vir almal wat dit opgeneem het op die internet, sorry. Habakuk 3 is 'n lied wat donker is en lig. Dis 'n lied wat sê, ja, die lewe is moeilik, maar ja, die lewe is ook awesome. Habakuk 3 se laaste paar verse van vers 16 af sê,
Tog sal ek rustig wag vir die dag, wanneer rampspoed mense sal tref, wat besig is om my aan te val. Selfs al sou die sypeboom nie bot nie, selfs al sal die wingerd sonder druiwe staan, al sal die olyfoes misluk, al lewer die landerye niks op nie, al vergaan my kleinvee, al is my beeskrale leeg, tog ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor God wat my verlos. Die oppermagtige Here is my krag. Sien, Habakuk in sy geheel as 'n boek, is 'n boek wat kom sê, aanvaar wat is in die lewe. Nie net aanvaar nie, omhels dit. Embrace wat lewe is. Lewe is hartseer en lewe is blydskap. Lewe is pyn en lewe is opgewondenheid. Lewe is eksamens wat deurgekom het en toetse wat gepluk word. Lewe is iemand wat jou eendag lief het en die volgende dag jou wil verwrig. Lewe is al daai dinge. Omhels dit, want God is met jou deur dit alles. En op die ou einde het God aan die kruis gewys, die oorwinning is God se. Selfs al kom jou uitkoms uit die gat waarin jy is, nie in hierdie lewe nie, sal dit kom in die lewe hierna, sê die Here. Want dalk luister jy hierdie video, of luister jy hierdie boodskap, en jy's daai persoon wat op jou sterfbed lê. En jy weet, die oomblik kom nader. Vir jou kom die Here en hy sê, al is jou gat hoe donker, sy lig het vir jou geskyn, dwars deur jou lewe, onthou dit. Sê dankie, aanvaar die lewe vir wat dit is, sien God raak in jou bergtoppe en in jou valleie. En gaan hy jou red. Want dis wat die laaste vers van Habakuk sê, die oppermagtige Here, met ander woorde, die een wat krag het, groter as enigiets en enige iemand op aarde. Hy is my krag. Met ander woorde, die God wat sterker is as dit wat my afdruk in die gat waarin ek is. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Jy al gesien as springbokke of bokke in die veld so rondspring. Hulle is nie depressief nie. Ek onthou toe ek 'n kind was, ek dink dit was The Gods Must Be Crazy of You Must Be Joking of een of ander movie. Toe was daar die film gewees wat gemaak is oor die diere wat marulas geëet het, wat in die son gelê het. En die olifante is dronk en so bietjie so, en die bokke spring op en af en toe kom die reën en al die blommetjies kom uit en al die diere is bly en dis God. Dis God. En al is jy op daai punt waar al wat jy beleef is droogte. Al hierdie marula boom onder wat jy sit geen meer vrugte nie. Die Here kom sê vir my, vir jou, onthou sy goeie dade en weet, hy gaan jou red, maar terwyl jy in hierdie plek is, omhels die seisoen, aanvaar wat is, leer wat jy kan leer. Want in ons donkerste tye, dis waar ons God leer ken soos nooit. In ons moeilikste seisoene, dis waar ons groei. Dis waar ons gevorm word. Dis die goed wat ons die mense maak wat ons is. As dit net met jou goed gaan, dan is jy 'n spoiled brat. As jy altyd jou sin kry, dan gooi die kleinste probleempie, gooi jou hele geloofsbootjie om. Die lewe is nie net lekker nie, punt klaar. Daarom is die naam van hierdie reeks, die lewe is onregverdig. Maar ek en jy is gemaak om meer te verstaan. Meer te verstaan van die lewe, van wat is en wat kan wees. So vir jou wil God vandag kom sê, in jou donker gat, onthou sy goedheid. Sien sy lig raak. En vertrou dat jou uitkoms kom, maar tot dit kom, aanvaar wat is, en sien God daarin raak. Mag jy daarin hoop vind. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir u woord. Dankie vir u lig wat vir ons opgaan, Here.
U lig wat opgaan wanneer ons onthou die goed, die mooi. Here, vandag op Moedersdag is party van ons se donker is dalk die verlies van 'n ma. En ons sit in daai donker en ons wens ons kon nog net een keer dit of kon nog net een keer dat. Help ons, Here, om te onthou wat was, die mooi, die goed. Here, om te aanvaar dat hierdie seisoen waarin ons is van verlies, van afwesigheid, is reël. Maar U is by ons selfs al is ons maas nie meer nie. U is by ons ongeag ons omstandighede. En U sal weer ons uit daai gat uithaal. Dankie, Here, dat U vir ons sorg. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U grootheid openbaar elke dag, al kyk ons dit mis. Here, nou wil ons vir U kom dankie sê vir U liefde, vir U sorg. Ontvang ons tiendes, ontvang ons offergawes, ons wil dit saai in U saailand. In U koninkryk, Here, mag dit vrug dra. Dankie vir tegnologie wat ons kan gebruik as 'n gemeente om U boodskap te dra, letterlik tot die uiteindes van die aarde, waar die mense wat ons taal praat versprei is reg oor die wêreld. Kom, Here, en gebruik ons tiendes, ons offergawes, om U koninkryk te groei. Dit bid ons, Here, in U naam. Amen. Die Here jou God wat jou lief het, wil vir jou vanoggend sê, of jou kinders naby is of ver is, of jou ma hier is of nie meer hier is nie, of jy in 'n gat is, en of jy op die bergtop is, die Here wil vir jou kom sê, ek die Here is vir jou goed, en ek sal vir jou aanhou goed wees. Ek die Here sorg vir jou, en ek sal aanhou vir jou sorg. Ek die Here sien jou raak, en ek sal aanhou om jou raak te sien. Ek die Here is jou goedgesind, en ek sal aanhou om jou goedgesind te wees, en ek die Here gee vir jou voorspoed, nie noodwendig altyd die voorspoed wat die wêreld gee nie, maar voorspoed wat vir ewig hou. So verbind ek jou aan my, sê die Here, want ek is jou God, en jy is my kind. Amen.